Ons lees vanoggend 2 gedeeltes saam uit die woord van die Here. Eers gaan ons lees uit Deuteronomium 11, ons is die hele hoofstuk lees, en dan sal ons lees die tweede brief van Johannes, 2 Johannes 1 vers 1 tot 6, waar oor die laaste gedeelte wat ons saam gesing het, diep in my ingedaan, waar liefde en ywer brand, draag ek die heilige wet, waar Johannes in hierdie brief ons so mooi aanspreek. Dus lees eers saam Deuteronomium 11. Daarom moet jy die Here jou God lief hê en altyd sy ordening, sy insettinge, sowel as sy verordeninge en sy gebed en sy gebooie onderhou. Julle moet vandag weer dat ek nie spreek op julle kinders wat die onderwysing van die Here julle God nie geweet en nie gesien het nie. Sy grootheid, sy sterke hand en sy uitgestrekte arm en sy tekens en sy dade wat hy in Egipte gedoen het aan Farao, die koning van Egipte en aan sy hele land. En wat hy gedoen het aan die leer in Egipte, aan sy perde en aan sy strijdpaards, waaroor hy die waters van die Skelfsee laat aanstroom het, toe hulle julle agtervolg het, sodat die Here hulle omgebring het, tot vandag toe. En wat hy vir julle in die woestyn gedoen het, tot julle aankoms op hierdie plek, en wat hy aan Datan en Abiram, die seuns van Eliab, die seun van Ruben gedoen het, hoe die aarde sy mond oopgemaak en hulle saam met hulle huisgesinne, en hul tente en al die lewende wesens agter hulle aan, onder die hele Israel verslind het. Maar julle eie oë het gesien, al die groot werke wat die Here gedoen het. Onderhou dan al die gebooie, wat ek julle vandag beveel, dat julle sterk kan wees, en inkom in die land in besit neem, waarin julle betrek om dit in besit te neem. En dat julle die dae kan verleng, in die land wat die Here aan julle vaders met die eed beloof het, om aan hulle en al nageslag te gee, 'n land wat oorloop van melk en honing. Want die land waarin jy gaan om dit in besit te neem, is nie soos die Egipte land waar jy uitgetrek het nie. Wat jy met jou saad besaai en met jou voet, soos 'n groentetuin afgelyk. Maar die land waarin jy oortrek om dit in besit te neem, is 'n land van berge en laagtes, wat van die reën van die hemel water laat bring. 'n land waar die Here jou God versorg. Die oor van die Here jou God is altyd weer daarop, van die begin van die jaar tot die einde van die jaar. As julle dan goed luister na my gebooie, wat ek julle vandag beveel, om die Here julle God lief te hê, en om te dien met julle hele hart, en met julle hele siel, dan sal ek die reën van julle land gee op die regte tyd, vroeë reëns en laat reëns, sodat jy jou koring en jou mos en jou olie kan insamel. En ek sal plante gee op jou veld vir jou vee, en jy sal eet en versadig word. Neem julle in ag dat julle hart nie verlei word nie, sodat julle afwyk en ander gode dien en vir hulle neerbuig. En die toorn van die Here teen julle ontvlam en hy die hemel toesluit, sodat daar geen reën is en die aarde sy opbrengs nie gee nie, en julle gou uit die goeie land omkom wat die Here julle gee. Lê dan hierdie woorde van my weg in julle hart en in julle siel, en bind dit as 'n teken op julle hand, en laat dit as 'n voorhoofband tussen julle oë wees. En leer dit aan julle kinders deur daaroor te spreek, as jy in jou huis sit, en as jy op jou pad is, en as jy gaan lê en as jy opstaan, en skryf dit op die deurposte van jou huis op jou poorte, sodat julle daar in die dae van julle kinders, in die land wat die Here aan julle vaders met die eed beloof het, om aan hulle te gee kan vermenigvuldig, soos die dae van die hemel bo oor die aarde. Want as julle ywerig al hierdie gebooie hou, wat ek julle beveel, om dit te doen deur die Here julle God lief te hê, in al sy weë te wandel, en om hom aan te hang, dan sal die Here al hierdie nasies vir julle uitverdrywe, en julle sal groter en magtiger wees, as julle hulle besittings uitbreide. Elke plek waar julle voetsool optrap, sal aan julle behoort, van die woestyn en die Libanon, van die rivier, die Eufraat-rivier, tot by die westelike see, sal julle grondgebied wees. Niemand sal in julle stand hou nie. Die Here julle God sal die skrik en vrees vir julle oor die hele land wat kom, waar julle sal loop, soos hy julle beloof het. Kyk, ek hou julle vandag seën en vloek voor. Die seën as julle luister na die gebooie van die Here julle God, wat ek julle vandag beveel. En die vloek, as julle nie luister na die gebooie van die Here julle God nie, maar afwyk van die weg wat ek julle vandag beveel, om agter ander gode aan te loop wat julle nie geken het nie.
as dan die Here jou God wil inbring in die land waarin jy gaan om dit in besit te neem, moet jy die seën op die berg Gerizim lê en die vloek op die berg te waag. Lê hulle nie oor van die Jordaan agter die pad in die weste, in die land van die Kanaaniete wat in planke woon en 'n Gilgal by die Terpentynbome van die Jode nie. En julle trek deur die Jordaan die land in besit gaan neem wat die Here julle God julle sal gee. Julle sal dit in besit neem en daarin woon. Onderhou dan sorgvuldiglik al die insettinge en die verordeninge wat ek julle vandag voorhou. Wat uit hierdie gedeelte na vore kom, is die liefdesgebod wat die Here eintlik hier en al aanspreek. En hierby sluit Johannes aan in sy tweede brief. Daar het lees ons die teksgedeelte saam. 2 Johannes 1, vers 1 tot 6. Johannes vanaf vers 1. Die ouderling aan die uitverkore vrou en aan haar kinders, wat ek in waarheid liefhet, en nie ek alleen nie, maar ook almal wat die waarheid wil ken, terwille van die waarheid wat ons bly en by ons vir ewig sal wees. Genade, barmhartigheid, vrede sal met julle wees van God die Vader en van die Here Jesus Christus, die Seun van die Vader, in waarheid en liefde. Ek was baie bly dat ek van die kinders gevind het wat in die waarheid wandel, soos ons 'n gebod van die Vader ontvang het. En nou bid ek u uitverkore vrou, nie asof ek u 'n nuwe gebod skryf nie, maar een wat ons van die begin af gehad het, dat ons mekaar moet liefhê. En dit is die liefde, dat ons wandel volgens sy gebooie. Dit is die gebod soos julle van die begin af gehoor het, dat julle daarin moet wandel. Ons lees tot sover met hierdie brief. Liefdes in ons Here Jesus Christus. Hierdie brief van Johannes is die kortste brief in die Bybel, die kortste boek in die Bybel. En hierdie kort brief leer ons iets baie waardevols oor die Here. Hierdie brief kan ons eintlik in 2 gedagtes verdeel. Die eerste gedeelte gaan oor hoe ons wandel op die pad na die Here toe, ons wandel saam met die Here. En die tweede gedeelte hoe ons op die pad moet waak vir die wêreld. Vandag kyk ons na die eerste gedeelte. Die Here leer ons hierin dat ons saam met hom moet wandel. Dit is nogal 'n vreemde gedagte om saam met die Here te wandel. Hoe moet ek dit nou vir myself voorstel? Wat beteken dit om saam met die Here te wandel? Die woord wandel wat op die Grieks gebruik word beteken om rustig te stap. Dit is sonder haas en gejaagdheid. Wandel is rustig. Jy gaan wandel om tot rus te kom. In die Bybel hoor ons op baie plekke dat mense saam met die Here wandel. Aan die begin van die woord al, Genesis 5:22, hoor ons dat Henog saam met God gewandel het vir baie jare. Ook Noag, die genade gevind het in die oë van die Here, hy het saam met God gewandel. As enige in 'n tyd waar almal nie die Here geglo het. En om saam met die Here te wandel, is om saam met God te leef. Die mense wat in die begin gedoen het sy wil uitgevoer. Hulle het besef wie die Here is. Hiervan is Noag en Henog voorbeelde. Hulle het lang voor Johannes al geleef. En so sien ons dat daar deur die loop van die eeue mense is wat saam met die Here gewandel het. En hierdie tema is vandag nog net so aktueel. Want vandag word ons ook opgeroep om ons lewe saam met die Here te leef. Om saam met God te wandel. En die vraag waarvoor ons nou die mag staan is, wandel ek saam met die Here? En hoe doen ek dit? Wandel ons as gemeente saam met die Here? Hoe doen ons dit? En Johannes gee vir ons in sy brief handvatsels om hieroor na te dink. Hy sê vir ons hoe ons dit moet doen. En so kom ons by die tema van die woordverkondiging,
wandel saam met God. Daarom sal ons by 2 punte stil staan in die hand van die brief van Johannes. Eerstens wandel ons in waarheid en tweedens wandel ons in liefde. Johannes begin sy brief deur te skryf met uitverkore vrou en aan haar kinders. Dit het ons gelees in vers 1 van die hoofstuk. Hierdie vrou aan wie hy skryf is nie 'n sekere persoon nie. Dit is nie Maria, die moeder van Jesus, of Martha wat sy voete gewas het, of Lydia, die purperverkoopster, of een van die ander vroue in die Bybel nie. Nee, hierdie uitverkore vrou wat Johannes hieroor praat, is die kerk. Hierdie brief is ongeveer 85 na Christus geskryf. Dit is een van die laaste geskrifte wat geskryf is in die Bybel. En in hierdie tyd waar die brief geskryf is die kerk in die antieke wêreld weer vervolg deur die Romeinse keisers. Die keisers het nie die Christendom toegelaat nie. Waarskynlik gebruik Johannes daarom hierdie woord, sodat die ongelowiges nie weet dat hierdie brief die kerk nie lees nie. Maar vir die gelowiges is dit 'n bekende beeld. Die kerk as uitverkore vrou is nie vreemd vir die gelowiges nie. Want die gelowige ken die kerk as vrou en as moeder. Die Bybel lees ons op baie plekke van Jerusalem as die moeder, veral in die Ou Testament, en van die kerk as bruid van Christus. Hierdie geheime taal is dus goed verstaanbaar vir hulle die hierdie brief bedoel is. En Johannes roep nou die gemeente, die uitverkore vrou, op om in waarheid te leef. Sy boodskap vir hulle om te wandel saam met die Here beteken dat hy in die waarheid moet leef. Om as kerk in die tyd van vervolging stand te hou, waar die waarheid van Christus vasgehou word. Die brief wat destyds vir die gemeente bedoel was, is vandag nog net so toepaslik op ons. En die Here plaas ons vandag ook vir die vraag, wandel ons in die waarheid? En hierdie vraag is eerstens gerig op ons as gemeente, ons wat as gemeente aansluit by die uitverkore vrou. En vir ons as gemeente kan ons eintlik 3 vrae stel. Vra om onsself te ondersoek, vra wat ons elkeen moet gaan oorhaal, om te kyk of ons as kerk op die regte pad is. Die eerste is moet ons vra, hoe is ons as gemeente? Leef ons in die waarheid, word die waarheid ten volle uitgeleef? Of is daar ook dinge in ons gemeente wat nie reg is nie? Die tweede vraag, hoe wil ons as gemeente wees? Streef ons na iets toe? Geformeerd wees beteken uiteraard om te verander ons geweet van God. En dit hou nooit op nie. Solank die sonde daar is, moet ons telkens weer terugkeer na God toe. 'n saak wat 20 jaar terug reg was, is vandag miskien nie meer reg nie. Die omstandighede verander. Is daar 'n deurlopende strewe by ons as gemeente om te doen wat reg is? En derdens, hoe moet ons as gemeente wees? Derde vraag, hoe moet ons as gemeente wees? Hoe behoort ons as gemeente te wees? Wat is die deel wat die Here van ons as gemeente vra in hierdie wêreld? En by die vraag gee die Here vir ons leiding in sy woord. Vraag 1, hoe moet ons wees? Moet ons antwoord. Ons moet kyk hoe ons gemeente is. En ons moet weet aan vraag 3 oor hoe ons moet wees. En van daar moet ons vrae stel om daartoe te beweeg. Vraag 2 moet ons daar uitbring. Hieroor moet ons nadenk. En vervolgens moet ons ook aksie neem. Want om saam met God te wandel, beteken dat ons onsself in sy waarheid bevind. As gemeente het ons die verantwoordelikheid daarvoor. En sonder as kerkraad moet ons deurlopend kyk, is ons in die waarheid? Is daar sake waar daar gehervorm moet word? En hoe kom ons nou hierby? En daarvoor moet ons mooi weet
wat die waarheid is waaroor die Here nou praat. Aan die begin was daar net waarheid gewees. Die wêreld was sonder sonde. Maar met die sonde het die lewe in die wêreld ingekom. Daardeur het die mens se natuur teruggeword. Hy het die waarheid prysgegee en hy het geval in 'n wêreld van leuns. Dit sien ons so goed om ons heen. Veral in die staat waar ons tans verkeer. Ons leef in 'n land waar daar nie regverdigheid geskied nie. En die enigste manier hoe die mens weer in die waarheid kan kom, is deur Jesus Christus. In hierdie wêreld is die waarheid nie by hom te vind. As ons in die waarheid wil leef, moet ons in Christus wees. Hy is die waarheid. In Johannes 14:6 noem hy dit homself. Hy sê daar, ek is die waarheid. En om dus in die waarheid te kom, is om in hom te leef. En dit is ook die maatstaf waaraan ons onsself moet leef. Jesus Christus het die pad vir ons oopgebaan na die Vader toe. Hy maak het vir ons moontlik om na die hemel toe te gaan. Hy maak vir ons 'n pad waarop ons hom as gemeente en ook elkeen individueel in die lewe kan volg na hom toe. 'n Pad waarop ons saam met hom kan wandel. En hierdie pad wat ons volg is die pad van waarheid. Die lewenspad wat ons stap in hierdie lewe val hierin. Die Here maak dit so vir ons duidelik. By hom is daar net waarheid. Daar is nie leuns en kwaad nie. By hom is geen sonde te vind nie. En hy sê vir ons dat ons op hierdie pad moet leef in hom. En dan toon hy ook vir ons aan hoe ons in hierdie lewe 'n lewe in waarheid kan leef. Deur Christus word ons op die pad gesit. Deur hom volg ons die pad van heiligmaking. 'n Pad wat elke gelowige stap. En om ons op hierdie pad te hou, gee die Here vir ons riglyne. Hy gee vir ons instellings en gebooie, sodat ons nie van hierdie pad af sal val. Dit doen hy deur die 10 gebooie en al die ander instellings in die Bybel, wat het ons gelei om Deuteronomium ook al. Hierdie gebooie wat die Here vir ons gee om ons op die pad te hou na die hemel toe, die enigste pad wat ons op die pad afgaan, val ons daarvan af en dan kom ons nie in die hemel nie, is soos geel strepe aan die kant van die pad. Die Here gee vir ons die gebooie en instellings in die Bybel om ons op die pad te hou. Dit is soos geel strepe wat ons sien aan die kant van die pad waar ons ry. Die geel strepe op die pad is daar om gevaar aan te toon. Dit beduid vir jou dat jy nie daaroor moet gaan nie. Want as jy daaroor gaan, dan is het gevaarlik. Jy moet binne die strepe bly. En die geel strepe is die pad, is die wet van die Here. Sy gebooie waardeur hy vir ons aantoon om in die waarheid te bly. En soos wat geel strepe vir mense pad aantoon waar jy ry, so toon die Here vir ons aan met sy gebooie hoe om op sy pad te wandel. Hy toon vir ons aan wat die waarheid is. En dit is nogal belangrik vir vandag. Want baie Christene redeneer dat die gebooie vandag nie meer so belangrik is nie. Jy is mos vry in Christus. Dit beteken mos dat al die gebooie in sy woord nie meer so nauwgezet en onderhou word nie. Maar broeders en susters, dit is glad nie waar nie. Deur Christus is die gebooie nie afgeskaf nie. Christus het wel met sy koms die wet vervul, maar dit beteken dat die wet nog steeds bestaan, maar dat ons dit in Christus moet verstaan. Die wet is daar ten omhou van die mens. Dit is daar om ons te hou in dit wat reg is. En vir ons beteken dit dat die saak of reg of verkeerd is. Jy is of die een kant van die lyn of die ander kant. Jy is of op die pad of jy is van die pad af. Daar is nie 'n grys area waarin ons gaan beweeg waar die wet van die Here nie geld nie. Mense hou daarvan om van baie sake grys areas te maak. Veral as ons nie klink wat weet wat die woord van die Here sê nie. En dan sien 'n mens dat mens areas grys maak sodat ons die sonde kan akkommodeer. Want dit gebeur gou. Mens akkommodeer sonde deur die wet
grys te maak. Daardeur sus jy jou gewete, maar uiteindelik bly ons nie op die pad nie. Die pad wat ons saam met die Here wandel, is die pad van waarheid. En op hierdie lewenspad gee hy ook vir ons 'n beginsel om mee te gaan. 'n Prinsipe waarvolgens ons op hierdie pad leef. En so kom ons by die keerpunt. Ons wandel saam met God in die waarheid en ons doen dit in liefde. In sy brief verkondig Johannes kort en kragtig die volmaakte harmonie tussen die suiwer Christelike leer en die ware Christelike lewe. Hy stel die waarheid vas en hy toon ook aan hoe dit uitgeleef moet word. En hy sê vir ons baie duidelik hoe dit werk. Want om reg te wees is een ding, maar hoe jy reg is 'n ander saak. En volgens die woord van die Here loop liefde en waarheid hand aan hand. Die een kan nie sonder die ander nie. Johannes verduidelik in sy briewe baie duidelik hoe ons dit moet uitleef. Die liefde beskryf hy as 'n gawe van die Here. Dit kom van die Vader in Johannes 4:7. Want die liefde is uit God en elkeen wat lief het, is uit God gebore en ken God. Die liefde is geopenbaar in die Seun. Daar dit waar ons in Johannes 3:16. Hieraan het ons die liefde leer ken dat hy, Jesus Christus, sy lewe vir ons afgelê het. En ook word die liefde vir ons moontlik gemaak as kinders van die Here deur die lewendmakende Gees. In Johannes 4:13. Deur die Gees bly ons in die liefde. Deur die Gees kan ons die liefde uitleef. Hierdie goddelike liefde waaroor ons besit, is nie net 'n aangename gevoel nie. Ook nie net 'n hartlike woord nie, maar dit is 'n daad. Dit is 'n lewenswyse. Die waarheid moet in liefde uitgeleef word. En hierin struikel ons nogal soms om in liefde te lewe. Die lewenswyse van die liefde ontbreek baie keer. Veral ons as doppers kry nogal gereeld hierdie klag tot ons. Ons word as streng beskou. Julle doppers het die waarheid, maar julle is te bang om dit te leef. Julle hou krampagtig vas aan die waarheid, so krampagtig dat dit 'n stille dood binne die kerk hier sal sterf. Liefde moet ons waak, broers en susters. Want natuurlik is die waarheid vir ons belangrik. Ons leef nougesit volgens die woord van die Here. Ons hou vas aan ons belydenis. Dit omdat ons volgens die wil van die Here wil leef. Ons lees die Bybel as so sê die Here. En dit is uiters belangrik. Ons kan daar geen stap van af doen nie. Maar ons moet nie vasval in uiterlike tradisies en uitwendige instandhouding van die wet nie. Dit help nie ons hou die waarheid in ons hart vas en leef nie uit nie. Want waarheid wat nie uitgeleef word nie, is eintlik 'n leuen. Dan word dit 'n valse waarheid. Die opdrag van Christus is nie om krampagtig op die pad te bly nie, maar om almal op die pad te help wat hulle op is nie. Dit is ons opdrag as gemeente. En vir ons as gemeente is hierdie brief van Johannes 'n duidelike oproep. Ons moet vashou aan die waarheid, maar dit moet in liefde gebeur. En dit is ook so vir elkeen van ons persoonlik. As jy al die gebooie onderhou om daar so hoor en jou hart is nie daarin nie, dan beteken dit net mooi niks nie. In die begin van die Bybel sê die Here dit al. Ons het gehoor in Deuteronomium. Daar hoor ons dat die Here kyk na die wending van jou hart. Die Here kyk hoe jy volgens sy wil leef, of jy dit met oorgawe doen. Die Fariseërs in die tyd van Jesus het dit nie verstaan nie. Hulle het die gebooie ten volle onderhou. Dit net op eer van hulself en om by te dra tot hulle eie redding. Dink maar aan die gebed van die tollenaar en die Fariseër. Die Fariseër bid en hy noem op wat hy alles doen, hoe hy sy wet uitleef en die gebooie doen.
En die tollenaar gaan kniel vir die Here en erken in sy heiligheid dat hy 'n swak mens is. En ons sien die een doen dit uit nederigheid en liefde, die ander uit hoogmoed en selftrots. En dit is vir ons hier vandag 'n waarskuwing. Want ons kan soms nogal hamer op die waarheid. Ons maak mekaar seer sodat die regte dinge gebeur. En daarin gee ons liefdeloos teenoor mekaar op. Want baie keer kan jy reg is oor 'n saak, maar as 'n manier waarop jy reg is, heeltemal verkeerd. En in plaas van dat jy 'n hele broeder of suster weghou, slaan jy hom of haar met jou ongevloege woorde weg van die Here af. 'n Regte woord op die verkeerde manier breek af en hou nie op nie. Om met liefde te wandel beteken dat ons takties liefde moet gaan. Veral ons amptdraers. Want die reg in die kerk van die Here moet geskied. Ons moet in die waarheid wandel. En die Here maak sy waarheid vir ons klinkklaar bekend. En dit moet so gebeur. Maar dit beteken nie dat ons mekaar moet stukkend slaan wanneer een van ons verkeerd doen. In liefde moet ons mekaar in die gemeente van Christus reghou. En hiervoor is baie wysheid nodig. Daarvoor bid ons elke dag dat die Heilige Gees ons hierin sal leiding gee. Dat hy vir ons sal leiding gee in die amptwerk wat moet gebeur. En ons vra daarom ook vir hom dat hy vir ons die gawe van die liefde sal gee. Dat die liefde mag heers in sy gemeente. Want wanneer dit gebeur, dan volg vrede en voorspoed. Dan kom daar rus in sy gemeente. In die Bybel toon die Here op hele plekke vir ons aan hoe die liefde kompleet kan word in ons lewens. Hy gee vir ons praktiese hulpmiddels hoe ons sy liefde kan uitleef. 1 Korintiërs 13, die hoofstuk van die liefde so mooi beskryf, is een van hierdie gedeeltes. 'n Hoofstuk wat die goddelike liefde so suiwer beskryf. Die liefde is lankmoedig en vriendelik. Die liefde is nie jaloers nie. Die liefde praat nie groot nie, is nie opgeblaas nie, handel nie onwelvoeglik nie, soek nie sy eie belang nie, word nie verbitterd nie, reken nie kwaad op nie, is nie bly oor die ongeregtigheid nie, maar is bly saam met die waarheid. So die liefde is bly saam met die waarheid. Broeders en susters, vat dit as 'n riglyn. Laat leer en lewe van mekaar getuig. Elke dag daar waar jy gaan. Laat liefde en waarheid in ons lewens ken word. Dat dit een word in Christus. Want al twee is in hom gefundeer. Dit is die fundament van Christus wees. Want in Christus leef ons. In hom bly ons. Ons volg hom in die lewe op die weg na die Vader toe. Deur hom en sy Heilige Gees wandel ons saam met God. Amen. Ons bid saam. Onse Vader wat in die hemel is, ons dankie dat ons weer eens die woord mag hoor. Here, die woord is so ryk en gee vir ons soveel daarin. Here, ons vra dat ons lewens daardeur sal verander. Dat ons in die waarheid mag lewe, dat ons U mag volg op die pad wat lei na U toe, die pad wat U Seun Jesus Christus vir ons vooruitgestap het, en die weg gebaan na U toe, die pad van waarheid. Here, wees met ons, gee dat waarheid en liefde in ons lewens mag een word, dat ons reg mag leef vir U, en dat ons ook reg mag uitleef vir U, dat ons in liefde tot U en in liefde tot ons naaste mag leef, dat ons hier mag leef tot opbou en glorie van die koninkryk. Ons vra dit in U naam alleen. Amen.